Kom ons buig, goeienaand. Kom ons buig ons hoofde saam. As Hemelse Vader, ons dankie dat ons voor U kan kom buig in aanbidding. Dat ons in U teenwoordigheid mag kom op heilige grond, Here, omdat ons by U is. Ons buig voor U. Ons kom om U te aanbid en te eer en te loof, Heer, met al die dank in ons harte vir dit wat U vir ons gee. Vir dit wat U is, Heer. Ons kan U nooit begryp nie, maar ons kan in verwondering staan en in aanbidding buig. En U met ons hele hart loof en prys. Ons buig voor U en bid, Here, dat U verheerlik mag word in ons saam dink, in ons saam luister, in ons saam gehoorsaam wees. Ons buig voor U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. As 'n mens 73 is, dan begin jy goed vergeet. So as ek nou wil ophou preek, vra net vir my of ek omgeblaai het, want daar is 'n tweede bladsy. Laat ons lekker lank kan besig bly. Ek gaan met julle net 'n gebed van Paulus saam lees, Efesiërs 3, vers 14. Praat Paulus dan met die mense, en dan sê hy, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang het. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word, om Christus deur die geloof in julle harte te laat woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte te verstaan, ja, om die liefde van Christus te ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met die volle wysheid van God. Ongelooflike mooi gebed, nie? Ons het nou gepraat hoe ons begin het ons met watter versie begin in die Bybel? Sondag 1 Korinte 13, wat julle uit julle kop uit ken. Nou hierdie 3, geloof, hoop en liefde. En die grootste hiervan is die liefde. Geloof gaan oor God, kennis van God, dit wat hy vir ons openbaar, dit wat hy vir ons wys van homself, waarvan ons so ietsie het, en ons kan baie boeke daaroor skryf, maar dit is maar so die bietjie wat ons as mense kan verstaan van die almagtige God. Hoop, het ons 2 aande oor gepraat, dit is wat hy vir ons, is om te vertrou op dit wat hy vir ons gee en beloof, en om te weet wat hy vir ons sê. Het julle weer gaan kyk na die bevele van die Here? Ek hoop julle hou aan kyk. Maar ook na dit wat hy gee. Moenie op en nie gaan soek aan mekaar daarna, vul dit aan, skryf dit ergens op, sodat jy kan dink voor jy gaan bid. Dat ons nie maar net buig en mooi, heilige, sedige woorde sê, en dink ek bid. Ek bid. Maar ons moet daarom weet, en ons moet regtig bewus wees van God se grootheid en sy almag. Nou dit het nou oor God gegaan. Nou kom ons by die deel wat eintlik die belangrikste is, nee, wat sê die Here? Die liefde. En dis waaroor ek vanaand so bietjie wil praat. Ek het nou gepraat oor wie God is, wat hy vir ons alles gee, en dan wat hy vir ons alles opdra om te doen. Vanaand wil ek kyk, as ek praat, dit gaan nou oor my gebed. Miskien onthou julle iets daarvan. Onthou, altyd, as ons gaan bid, dis 'n klein hemelvaart, ek gaan eintlik so bietjie uit hierdie wêreld uit. Ek gaan staan regtig voor 'n almagtige God,
Hy laat my in sy teenwoordigheid kom staan. Dit is 'n klein hemelvaart om voor die grootte God te kom stil staan en dit eintlik te waag om te praat en te luister en te glo. Voor ek praat, altyd is my gebed, moet ek eers besef, wie is God? Wat gee hy vir my? Wat beloof hy vir my? Wat sit hy in my hart? Wat gee hy klaar vir my? En dan wat beveel hy vir my? En jy moet dink, hoor ek vir God? Hoor ek? En ontvang ek dit wat hy vir my beloof en gee? En dan, ek sluit nou maar baie aan by goed wat ek klaar gesê het, maar dit is deel van ons gebed, van ons denke oor gebed, van ons dink voor ons bid. Wat bid ons? Dink 'n slag mooi en bedink die ou gewone goed wat ons so maklik doen, of maklik vra ook. Né? Wees met my. Vra julle dit nou nog? As julle bid. Ek hoop nie so nie. Wat bid jy dan in plek daarvan? Heer, ek verwonder my oor die feit dat U altyd by my is. Ek dank U, Here, ek loof U, want U is by my en U is by almal vir wie ek lief is en vir almal van wie ek nie hou nie. Die Here is by ons. God is altyd. En dan bid ons ook, bid jy nie baie keer, Here, gee vir my krag nie? Wat sê die Here vir jou? Ek het jou geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Ek gee vir jou krag. Ek dink baie keer as ons bid, is ons soos kinders wat aan ons, weet jy wie van julle dit al beleef, jou kind sit aan die tafel en vra hy vir my, ma, gee vir my kos asseblief. Ek het dit, dan kom vra ek dit. Wees met my, gee vir my krag, gee vir my oorwinning. Nou hier het ek gewoonlik vir ons huiswerk gegee, maar julle praat nou nie so baie nie, en julle doen ook nie so baie nie, maar julle doen baie. Skryf dit 'n slag neer, as jy weer op jou eie sit en met God besig is, skryf neer oor wat die Here vir jou gee en wat jy het, en deel dit soms met mekaar, en sê, onthou dit net. Die Here sê dit vir my, dis waar. Ons dink daaroor. Kom ons dink oor so 'n paar fasette van ons gebed. Die eerste is lof en aanbidding van God. Ons moet leer, ons moet ons inspann om eerlikwaar vir God te loof met woorde wat ons oor gedink het en wat ons besef, wat sê ek? Ons sing baie keer die ongelooflikste mooi woorde. Maar ek dink ons het so gewoond geraak aan die woorde dat ons nie mooi dink wat ons sê nie. En dink, ek sê dit nou vir die Here en hy luister. Dit moet 'n glimlag op sy gesig bring. Ons moet die Here loof in gebed. Oefen dit saam met ander. Luister as ander bid en sluit aan by hulle. Ek weet nie. Is daar nog gebede waar die mense saam bid? Of geleenthede? Ek vra maar net. Ons het nie meer nie. Vroeger het ons bidure gehad en dan het party ooms ure lank gebid en ander het net so kort gebedjie gehad. Maar as ons dit ooit moet doen, sluit aan by mekaar en praat oor die grootte God by wie ons is. Ons loof hom as skepper, verlosser, Here en God. En dan moet ons, as ons gaan voorbidding doen, wie van julle doen dit? Jy bid nie net vir jouself nie, né? Jy bid vir ander mense, vir ander sake, vir ons hele land, vir alles wat gebeur. Nou moet julle net onthou, gebed, hoor mooi wat ek sê, gebed is werk soek. Gebed is kom aanmeld vir werk. Die Here, ons is sy kinders, sy diensknegte, sy, ek wil nie sê manskappe, maar daar's vrouenskappe ook. Ons is sy kinders wat hy bymekaar roep. Ons is sy bediendes, laat ek dit so sê. So as ek in gebed voor die Here kom buig, dan kom soek ek eintlik werk. Onthou dit. En as jy voorbidding doen, dis spesiale werk soek. Want jy moet onthou, dis God wat daardie gedagte oor mense
oor 'n nood, oor 'n saak waaraan jy gedink het. Dis God wat dit in jou gedagtes gee om daaroor te praat. Onthou dit. En daarmee saam sê die Here eintlik vir jou, maar ek wil hê jy moet iets daaraan doen. Ek het vir julle vertel van die tannie wat toe die susters gaan besoek het en sê ons wil vir jou bid. Toe sê sy, ek kan eintlik bid. Ek sal bly wees as julle die skottelgoed was. Ons moet baie keer as ons voorbidding doen, klaar praat en opstaan en die skottelgoed gaan was. Sal julle dit doen? Die Here gee nie verniet iemand wat 'n nood het of wat 'n behoefte het of 'n saak wat moet aandag kry in jou gedagtes nie. Jy's sy kind. Maar jy's nie sy kind nie, jy's ook sy bediende, sy werker wat moet aandag gee op 'n manier, nie net. Ons verskoon mekaar maklik deur te sê ek sal vir jou bid en dan loop ons en dan dink ons ek het vir hom iets gesê. Ons het iets gesê en ek moet dit doen. Maar ek moet meer as dit doen. As ek gaan voorbidding doen, moet ek weet ek het kom werk soek. Of die Here het vir my werk gegee, ek het iets om te doen. Hy werk deur sy gees in my en hy's besig met my en ek moet aandag gee. Ek het nou gepraat. Nou moet ek ook luister. Wat wil die Here hê moet ek doen? Wat kan ek doen? Here, wat kan ons doen? Wat wil U deur my doen? Hoe wil U my gebruik? Sy julle versigtiger bid nou vanaf. Kyk, as julle met die Here praat en voorbidding doen en sê, Here, hier is ek. Ek weet nie hoe baie julle as man en vrou vir mekaar bid nie. Here, help asseblief my vrou om my te verstaan. Wat sê die Here vir jou? Miskien moet jy 'n bietjie verstaan. Miskien moet jy 'n bietjie moeite doen daarmee. Miskien moet jy gaan blomme koop. Of 'n paar ander goed doen. Ons moet, as ons bid, moet ons luister. Ek maak nou dit baie lig, maar ek is ernstig daarmee. Ons moet hoor wat die Here vir ons wil sê in die woorde wat hy as ware in ons gee om uit te spreek. Jy kan anders optree, jy kan anders dink, jy kan anders reageer. Jy kan die Here hoor en doen wat hy vir jou vra. Nou, julle het nou nog nie vanaand gepraat nie, né? Waaroor sal ek, wat dink julle mag 'n mens vir die Here vra? Wat kan ek vir hom vra? Daar's so baie dinge wat ons graag wil hê, is dit nie so nie? Wat mag ek vra? Ek kan enige iets vra, ek is sy kind, hy sê vir my, kom sit by my en kom praat met my, maar weet, dat ek jou wil gebruik. Ek sal vir jou baie goed gee, en baie goed sal ek van jou wegvat. Ons verstaan nie altyd nie, en ek sal nooit vir julle kan verklaar, hoekom die Here sekere mense nie gesond maak nie, of nie krag gee nie, of nie uit 'n situasie uit optel, en die situasie verander nie. Maar baie keer wil die Here jou daar hê, om jou lig in so 'n moeilike situasie te laat skyn, en te sê, ek kan hier deurkom. Die Here gee vir my krag. Hy is by my. Hy wil hê my lig moet skyn. Né? Jou lig moet altyd skyn. Is jy reg? Laat dit skyn. Die Here se lig moet uit ons skyn. Ons kan enigiets vra. Die Here sê, ek is jou Vader, ek is vir jou lief. Kom praat met my oor enige ding. Maar as ons kom praat, moet ons ook kom luister, né? Altyd. As ek kom praat, moet ek kom luister. Wat beteken dit as ons iets vra in die naam van Jesus? Dan nou moet julle praat. Wat beteken dit as ek vra, ons sê dit baie aan mekaar, né? Ek bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Wat bedoel ek daarmee? Ek wil? Dis nog steeds sy wil, maar hoekom gebruik ons die woorde? Of doen julle dit nie? Ons doen dit.
En dis reg, want daarmee sê jy, dit wat ek vra, ek weet, Here, ek weet dis wat die Here Jesus graag wil hê ek moet doen. Jy verbind jouself, jy gee jouself as ware oor, en sê, hiermee staan ek voor U, want ek weet, dis binne U wil. Ek sal dit doen. En nou gaan ek omblaai, julle hoef nie vir my te sê nie. Nou kom ek by die moeilike ene, dis waarmee ek gaan afsluit. Ons kom praat met God oor ons lewe, en hy gee vir ons rigting, en hy lei vir ons, en hy gee vir ons krag. So ons moet altyd vir die Here kan sê, hoekom is ek nou eers hier? Waar ek nou is, en wat ek doen, ek is daarmee besig. En ek moet vir die Here kan sê, Here, ek het regtig gedink, en ek weet ek doen U wil. Ek doen my werk, en ek tree op, en ek lewe soos wat U wil hê. As ek kom in aanbidding, dan kom gee ek myself weer. As julle Sondag kerk toe kom, moet julle onthou, julle kom nie net kerk toe nie. Jy kom elke Sondag opnuut, saam met die ander gelowiges, binne die liggaam van die Here Jesus, om jouself weer te kom offer. Die twee dominees kan kyk na julle, as julle kom sit in die kerk, dan moet hulle weet, hierdie mense die kom sit, omdat hulle oorgegee het aan die Here, omdat hulle wil werk in hierdie gemeente. Is dit reg? Wat ek sien? Dis waar. Dis hoekom ons kerk toe kom, om onsself te offer. Maar nou wil ek by die laaste ding kom. Wat doen ek as ek my sonde bely? Wie van julle bely julle sondes? Laat ek gou sien. Hierso is 1, 3. Nie almal nie. Ons bely ons sonde. Ek vra dit vir die Here, vergewe my asseblief my sonde, né? Julle bid dit baie. Hoeveel sonde is daar in jou lewe? Wys gou vir my. Wys, daai ene 10. Hy kan nie meer wys, hy sou sy toon ook gewys het. 1, 2, 3. Hoeveel sonde is daar? Nee, julle sit vir my mooi stil en kyk, en jy sê, eintlik wil ek sê, doen nie as baie. Ek sê, dis reg, maar jy sê nog vir my niks. Hoeveel sonde? Julle sê, daar is baie. Hoekom sê jy so? Nou wil ek hê, jy moet 'n oefening gaan doen. Nie, jy hoef dit nou nie vanaand hier te doen nie. Maar as jy alleenig is, gaan skryf jou sondes neer. Of noem hulle op. Sal jy vanaand, voor jy gaan slaap, as jy met die Here praat, moenie sê ek bely my sonde nie. Sê, Here, ek bely dat ek moedswillig is. En dat ek ongehoorsaam is. En wat nog? Is dit al? Wat kan julle nog bely? Dat ek hardkoppig is, né? Vir al die mans. Die vrouens ook. Nee, maar dink net 'n slag daaraan. Ek sê vir julle, jy moet dink as jy bid. Ons bid dit 100 keer. Here, vergewe my sonde. En dan dink ek het iets gesê. Jy het niks gesê nie. Want jy het nie aan een sonde gedink waarvan jy praat nie. So voor jy volgende keer weer sê, ek bely my sonde, sê jy vir die Here, ek bely dat ek verkeerde gedagtes koester. Dat ek moedswillig is met die mense rondom my. Dat ek ongeduldig is op die pad. En ek wil nou nie al julle sondes opnoem, dit kan nogal verskriklik wees. Maar regtig hoor, hou op om te sê ek bely my sonde. As jy praat, kan jy dit noem, want jy wil nou nie al jou sondes in die openbaarheid hang nie. Maar as jy met God praat, sal jy op om dit te doen. Bely die goed wat jy sê, gaan dink voor jy bid, gaan dink voor jy weer jou sonde bely. En dan sê jy vir die Here, wat bely ek? Dan skryf dit 'n slag neer, dan kyk jy hoeveel kan jy neerskryf. Hoeveel sondes het jy?
Maar die ergste daarvan is nog, as ek by die Here kom en ek bely my sonde, wat moet ek dan doen? Ek moet dit laat staan, ek moet ophou daarmee. Is jy reg om dit te doen? Sien, partykeer moet ons liewer nie gaan bid nie. Want ons sê maklik, Here, ek bely my sonde. Dan wag die Here vir jou. Waarvan praat jy? Want jy moet dit los. En ons doen dit nie. Dis waarmee, dis nou sleg om met so 'n ding af te sluit, né? Met sonde. Maar dis goed wat gelos moet word. Wat openbaar gemaak moet word, wat ek onder woorde moet bring, waaroor ek moet dink as ek met die Here praat, want anders sê ek dit so maklik. En ons sing dit baie maklik, Heer, U vergewe al ons sonde. En ons sing dit 100 keer sonder om ooit aan een sonde te dink. Bely dit wat jy verkeerd doen. En dan laat staan jy dit. Dink net, hoe gaan jy van die gebed af opstaan? Daar's 'n paar goeters weg. Jy aanvaar wat die Here gee, en jy sit goed voor hom neer, en jou lig skyn helder. Jou lig gaan helder skyn. Skryf dit as lig neer, wees spesifiek op die naam. Moenie algemene goed neerskryf nie. Skryf spesifieke goed, en dan laat los jy dit. Kom ons loof die Here met ons gedagtes as ons bid aan sy grootheid. Ons loof hom vir sy beloftes en vir sy opdragte. En ons kom buig voor hom in aanbidding. En ons sê vir die Here, ek sal doen wat U sê. En ek sal my sonde, en dan noem ek dit op, laat los. Ek hoop julle dink anders oor gebed na die 4 dae wat ons so bietjie daaroor gesels het. Kom ons buig ons hoofde saam. Here, ons buig voor U in aanbidding. En ons dank U, Heer, dat U met ons praat, al is dit deur mense of deur 'n preek of deur 'n praatjie, of as ons stil word voor U in gebed. Ons kom buig, Here, in afwagting. Ons kom buig met 'n loflied in ons hart. Ons kom juig oor U liefde wat oor ons uitgestort word. Dat U vir ons daarin laat staan en laat opstaan in die môre en laat uitgaan in hierdie lewe. En Heer, dat ons die wonderlike versekering het, dat U dit wat ons verkeerd doen of nalaat, dat U ons dit vergewe, omdat U ons lief het en dat U ons vashou. Maar dat U net so beslis, Heer, vir ons uitstuur. Dankie dat ons U kan hou vas. Maar bo alles, Heer, dankie dat U ons hou vas en vir ons lief het en dat ons met elke gebrek of met elke tekortkoming of met elke wonder in ons hart kan weet, U het ons lief. U het ons geseën met baie seëninge. Ons kom gee dit en wy dit alles aan U en wil U daarmee verheerlik. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Dan kan julle vroeër gaan slaap vanaand. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede